Fantasties. Prys die Here. Nou, as julle gehoor het vandag, ek wil met julle bietjie deel van die stukkies van die Bybel wat julle gehoor vandag van Dominee, naamlik die Klagliedere hoofstuk 3 en dan Hebreërs hoofstuk 13. Maar as ek was besig om te bid in die aflopende week, ja Here, wat woord moet ek gee vir die kinders daar? En die woord wat die Here in my hart gelê vir julle, is die woord dat Jesus Christus, ons redder, ons God, verander nie. As jy 'n bietjie stil staan en rondom kyk, jy gaan skielik besef dit, dadelik jy gaan dit besef. Alles verander. Of vir goed of vir sleg, maar alles verander. Ek vanoggend dink vir myself, daar is 2 dinge wat verander nie in die wêreld nie. Daar is 2 dinge wat verander nie. Alles verander, maar daar is 2 wat verander nie. Een van dit is, die feit dat alles verander, is wat verander nie. Alles verander, dis verander nie, want alles verander. Dis 'n feit, dit bly dieselfde. As julle kans gehad het en gepraat het met die mense van die vroeë generasie, of van die mense wat het in die tyd van die wêreldsoorloë gelewe, hulle sal vir jou gesê het, yes man, alles het verander. As jy met jou mense praat wat is op jouselfde ouderdom, hulle sal vir jou sê, yes, alles het verander. Maar as jy gaan praat met die kinders, wat was gebore net 15 jaar terug, hulle gaan vir jou sê, yes, alles is besig om te verander. Die feit dat alles verander, dit verander nie. Dit is 'n feit, dit bly met ons. Maar daar is 'n tweede ding wat verander nie. En baie belangriker as die eerste een. Dat God verander nie. God bly dieselfde. In Hebreërs hoofstuk 13 vers 8 lees ons, Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy verander nie, hy is altyd dieselfde, selfde karakter, selfde genade, selfde liefde, selfde barmhartigheid, selfde goedertierenheid teenoor ons. Hy verander nie. Nou, kom ons daar 'n bietjie pause en kyk rondom ons wêreld. En ek wil ook vra vir julle, kyk bietjie vir julle selfs. Kyk bietjie vir jouself, kyk op jou eie hande. Het jou hande bietjie verander oor die jare? Myne het. As jy staan voor die spieël en kyk jouself, kan jy herken jouself? As jy kyk 'n foto van jou van 20 jaar terug, miskien lyk dit bietjie soos jouself, of is dit baie anders? Ons verander. Vanoggend ons groet mekaar en ek en Morne lekker gesels daarin. Ons sê ja, ons kan inpas in ons troe skoene, maar nie ons troe broeke nie meer nie. Ons verander. Alles verander. Maar dit is nie net ons liggaam wat verander nie. Ons kop ook verander. Ons gedagtes verander. Ons emosies verander. Maar dit is nie net ons nie, die wêreld verander. Die regeringe van die land verander, die ekonomie verander. Die wêreld se dinamieke verander. Julle het gehoor, nou onlangs ons was daardie kant langs Iran en Armenië, alles is besig om te dramaties verander. Oorloë. Mense moet vlieg vir hulle lewe van een kant na ander kant toe. Verwoes, bomme val. Geboue is opgeblaas. Daar is nie plek om te woon nie, daar is nie kos om te kry nie, daar is nie plase wat kan kos opbring nie. Daar is nie besighede nie meer nie. Mense val dood, nuwe mense opkom, vriende raak vyande, of vyande raak vriende, maar daar is een feit, alles verander. Nou die ding is,
alhoewel ons weet alles verander, alhoewel ons weet ons selfs is besig om te verander, ons mense like nie verandering nie. Ons like nie dit nie. Ons glad nie like nie dit nie. Ons wil alles hou as dit was gewees het. Ons like nie die verandering nie. Hoekom like ons dit nie? Want dit maak ons bekommerd. Ons weet nie wat gaan nou gebeur. What now? What now? Wat moet ek nou doen met hierdie ding? Wat van my lewe? Wat van my veiligheid? Wat van my sekuriteit? Wat van my toekoms? Wat van my inkoms? Ons vra al die vragies. Ons weet nie hoe om nuwe planne te maak met verandering. In die einde, ons kom reg, maar ons sukkel met dit. Ons like nie verandering nie. Baie mense sê, die psychologist, hulle sê, daar is 2 groot trauma's vir mensdom. Ek stem nie saam met hulle nie, maar hulle sê so. Hulle sê, daar is 2 groot trauma's. Een is, as iemand wat jy is baie lief vir is oorlede. Die tweede is, as mense trek uit hulle eie huis, ander huis toe. Nou, die een is, ek stem saam, maar die tweede ek stem nie saam nie, want as 'n sendeling, ek het so baie kere getrek, en ek weet nie meer hoeveel kere moes ek het getrek het. So dit vir my nie meer maak nie bang nie. Maar hoekom is dit 'n trauma vir mense? Want mense like nie verandering nie. As jy kyk, as 'n Afrikaans kind van die Here, as jy kyk hierdie land toe waar ons woon, al jy sien is veranderinge na veranderinge, en dramatiese veranderinge, groot veranderinge. Baie keer ek wonder, hoe moes die mense voel, wat het so hard gewerk in hulle jare, kom ons sê 40 jare terug, 30, 35 jare terug, hulle het so hard gewerk om hierdie land op te bou, om hierdie nasie op te bou. Nou moet hulle terugstaan en kyk, hoe die anders kom en alles verwoes. Dit moet regtig baie hartseerend wees. Maar dis baie keer hoe die lewe is. As ek kyk vir Iraniëse Christene, het julle geweet, in Iran, daar is 'n paar miljoene Christene, wat jy hoor nie op die TV nie. Jy hoor nie van dit op jou TV-kanale nie, of op nuusbriewe, koerante, jy lees nie van dit nie. Maar hulle is daar. As die bomme val, as die nasies in 'n oorlog, weet jy wat gebeur? Die regering, die moslimregering van die land van Iran, blameer die Christene. En hulle gaan agter Christene en jaag hulle op die strate, jaag hulle met machine guns. Literally op die strate. Skiet hulle dood in die strate, want hulle is Christene. Ek wonder, hoe moes hulle dink? Hoe moet hulle dit ervaar? Dis nog 'n ander verandering. Daar was altyd die Christelike persecution daar gewees, maar nou, dit is nog erger. Dis die lewe van mensdom. Dis die realiteit van die wêreld waar ons woon. Maar in die middel van hierdie realiteit, daar is een ding wat verander nie. God se barmhartigheid. God se liefde teenoor ons. Dit verander nie. Nou, dit is waar ek wil julle aandag trek toe. Dit is waar ek wil nou fokus op. En ek hoop dat as ek nou die skrifte maak oop en lees, die Heilige Gees sal in julle harte praat en sal vir julle hoop gee. Want die hoop is nie in ons nie. My hoop is nie in die regering van die land nie. My hoop is nie in verbetering van die wêreldse politieke situasie nie. Dit mag nie so wees nie. Want as ek vir jou gesê het nou, die wêreld
is in die middel van hierdie dinamiek van verandering. Altyd alles verander. Niks is stabiel nie in hierdie wêreld nie. Dis hoekom ons kan nie ons hoop in hierdie wêreld op enigiets plaas nie. Ons hoop moet geplaas word op een ding wat verander nie. Wat is 'n vasgestaande rots wat ons kan sê, hierdie rots, ek gaan op hom staan. Hy sal nie verander nie, hy sal nie beweeg nie, hy is vas op sy plek. Dit is God. Nou, kom ons maak daai gedeelte van die skrif klaagliedere. Nou, jy weet die storie van die klaagliedere, nee? Jy weet die geskiedenis van hierdie kosbare boek. Dis baie hartseer in die boek om te lees, want hier Jeremia is besig om te letterlik huil oor die verwoes wat het geval aan Jerusalem. Al die jong seuns en dogters is weggevat. Mans is doodgemaak, vrouens is doodgemaak, die hele stad is in verwoes. Hy is besig om te huil oor dit. Dis hoekom dit is klaagliedere. Maar as jy begin om te lees van die begin af en as jy kom daar teen die middel van hoofstuk 3, Jeremia begin om te praat, na het baie gepraat het oor hoe hy is hartseer oor wat het geval oor die stad van Jerusalem. Dan begin hy om te sê, maar, in die middel van hierdie verwoes, in die middel van hierdie groot, wat is die regte woord vir dit? Groot suffering, groot destruction. Hy sê, maar, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Nog steeds, hy begin om te besef, in die middel van al hierdie verwoes, in die middel van al hierdie verandering, in die middel van al hierdie groot aanvaar van die vyand, God het nog steeds vir ons goed gewees. Want ons is nog steeds op ons bene, en ons hart nog steeds klop, en ons kan nog steeds asemhaal. Dit is die goedertierenheid van God. Ons is nog steeds lewendig. Ons is nog steeds nie dood nie. Dis hoekom, die rede vir dit is die goedertierenheid van God, dis hoekom ons is nog hier. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Yes! God se barmhartighede het geen einde nie. Het jy soms het gevoel, in die oggend staan jy op, maar jy wil nie eintlik opstaan nie. Jy wil nie eintlik uit jou bed klim nie. Voor jy maak jou oë op, jou kop begin om te besef, yes man, gister ek het 'n moeilike dag gehad het. Wat nonsens gaan ek vandag kry, ek wonder. Yes man, ek is in die middel van 'n gemors hier. Ek wens, ek is nie hier nie, ek is nie nou in die middel van hierdie moeilikheid nie. Maar Jeremia sê, nee, die goedertierenhede van God is die rede hoekom ons word wakker nog steeds in die oggend. Goedertierenhede van God is die rede hoekom ons is nog lewendig. Want die barmhartighede van die Here het geen einde teenoor ons. Barmhartighede van die Here is nie elke oggend. Sy troe is groot teen ons. Yes man, dis hierdie woorde is so groot woorde. As jy begin om te besef, wat 'n lelike en wat 'n gevaarlike wêreld waarin ons woon, as jy dit besef,
Jy gaan dan begin om te besef, hoe groot is God se barmhartighede teenoor ons? Vriende, die wêreld is 'n gevaarlike plek. Ek sien dit, ek weet dit, ek voel dit, ek leef dit. Hierdie wêreld is 'n gevaarlike, onstabiele plek. Maar in hierdie gevaarlike, onstabiele wêreld, God nog steeds hou ons aan. Hy nog steeds maak seker, ons is alright. Ons is alright in die middel van al die gemors rondom ons. Want sy barmhartighede teenoor ons is niet elke môre, elke oggend. Toe Jeremia gaan verder en sê in vers 24, hy sê, die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Dis die punt wat ek probeer om te maak. My hoop is nie in hoe sterk gaan die Suid-Afrikaanse rand sal raak. Of dit is nie op hoe sterk gaan Amerikaanse dollar gaan raak. Of my hoop is nie in hoe beter gaan die petrolprys sal raak in die volgende maand. Of my hoop is nie in enige iets in hierdie wêreld nie. Weet jy wat is nog meer amper soos 'n skandaal? My hoop kan nie ook op myself wees nie. Ja, die wêreld verander, maar ek ook is besig om te verander. Ek is 'n mens soos elke ander mens rondom my. In my natuurlike wees, ek is 'n sondaar. In my natuurlike wees, ek is nie heilig nie. Wat maak my heilig is die Here se genade oor my. Ek praat van myself, maar weet jy wat, julle is net soos ek. So ek eintlik praat van julle ook. Ons kan nie op ons eie ook vertrou nie. Ons kan nie sê my hoop is in my eie talente. Ek kan nie dit sê nie. Ons hoop is net op een plek. Dit is die Here homself. Dis die plek waar ons moet ons hoop plaas. Want hy is die enigste een wat verander nie. Wat se liefde vir ons verdwyn nie. Wat se genade, wie se genade vir ons wegraak nie. Maak nie saak nie hoe groot fout ons maak. Maak nie saak nie hoe sleg of goed voel ons elke dag. God verander nie. Sy liefde en barmhartigheid teenoor ons verander nie. Dit bly dieselfde. Verder, vers 25. God is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Yes, my friends, ja, ons nodig die hulp van die Here. Ek dink by nou, ons almal weet, sonder die hulp van die Here, ons kan nêrens regtig gaan nie, ons kan niks regtig doen nie. Ons is stikkend. Ons kan nie verder gaan nie. En daar is nie 'n helder, bright, promising toekoms vir ons nie, sonder die Here homself. Sonder die Here, ons kan nie wees nie. Maar die Here wat ons praat van dan, die Here wat op wie ons hoop plaas, wat van hom? Kan ons regtig op hom hoop? Kan ons regtig dink dat hy sal regtig by my wees? Miskien jy het gehoor het van jou ouers of grootouers
dat die Here het vir hulle so en so gawes gedoen het, julle was betroubaar gewees het, julle het hulle gered het, julle het vir hulle voorsien het. Miskien jy hoor van 'n sendeling, miskien jy hoor van jou dominee, dat die Here is goed en die Here is barmhartig, maar is dit regtig so? Sal die Here regtig vir jou so opkom en vir jou so help? Daar is baie mense wat staan op en amper sê, ja, Jesus Christus is net 'n story. Ja, Christendom is net 'n ou fairy tale. Maar is dit waar? Is dit waar wat hulle sê? Weet jy wat, hier is die ding. As ek hoor mense kla en beklei vir brood, of kla vir brood, maar op dieselfde tyd, daar is 'n groot stukkie witbrood onder een arm en onder die ander arm, hulle draai 1 kilogram pakkie van biltong en broodwors. Ek sal nie hulle ernstig vat nie. In Suid-Afrika, dit is maklik om te sê, ja, die Here Jesus is nie eintlik so goed nie, hy gee nie om nie vir my nie, ek sal nie agter hom loop nie, ek sal nie meer kerk toe gaan nie. Dit is maklik om dit te sê. Weet jy hoekom? Want in hierdie nasie, die hele nasie is nog steeds onder die blessing van Christendom, onder die blessing van die evangelie. Maar as jy gaan oor die grense Midde-Ooste toe, as jy gaan in 'n land soos Iran, as jy gaan in 'n land soos Armenië, as jy gaan in 'n land soos Turkye, as jy sien daar is so min Christene, amper geen, dan begin jy besef, yes man, daar is 'n groot verskil in die standaard van lewe in 'n land, tussen 'n land waar daar is baie Christene en tussen 'n land waar daar is amper geen Christene. Dan daardie mense kan nie so kla nie soos die mense hier nie. Daardie Christene kan nie so maklik hulle rug omdraai en loop weg van Jesus nie. Want hulle weet, sonder Jesus daar is geen lewe. Hulle verstaan wat Bybel sê. In Johannes 10 vers 10, Jesus praat van homself as die goeie herder, wat het gekom om lewe te gee. Hy sê, ek is die goeie herder. Ek gee lewe vir julle, lewe in volheid. Maar Satan, Jesus sê, maar Satan is nie so nie. Hy is 'n moordenaar. Hy is die vader van leuns. Hy praat leuns die hele tyd. Hy is 'n deceiver. Hy kom om te steel, maak mense dood en om te verwoes. Maar Jesus kom om te gee liefde en lewe. Hy is die bron van lewe. Weet jy wat? Mense in Suid-Afrika baie keer vergeet dit. Maar as jy gaan in 'n land soos Iran, daai mense weet dit baie goed. En hulle sê, ek sal nie Jesus verlaat nie, als hulle my vang en gooi in 'n gevangenis en torture my vir jare daar in die gevangenis. Ek sal nie nog steeds Jesus verlaat nie. Maar hier, teenagers, groei in 'n huis waar papa en mama is Christene. Eet elke oggend lekkerste ontbyt. Loop rond met 'n expensive iPhone in hulle sak wat die papa gebetaal het. Hulle het geen verstaan van wat gaan aan in die ware wêreld, want hulle is nog steeds onder die beskerming en voorsiening van papa en mama. Wat is Christens? En gaan hulle varsity toe wat papa en mama betaal vir, en hulle sê, ek glo nie meer in Jesus Christus nie. Regtig, wat weet jy van lewe, my vriend? Iemand anders doen alles vir jou, en daai iemand anders weet wie Jesus is. Maar as ons gaan oor die grens in die lande, waar Christene is onder vervolging, hulle sê, doen wat jy wil doen, ek sal nie Jesus verlaat nie.
En my hoop is in Jesus. Jy kan my doodmaak. Jy kan my gooi in die gevangenis. Jy kan vir my torture vir jare. Maar my hoop is nie in jou nie. My hoop is in jou regering nie. My hoop is nie in jou geld nie. My hoop is in Jesus. Want of as ek is lewe, of as ek is dood, ek is vir Jesus. Dit is wat Paulus ook gesê het. Het hy nie? Vir my lewe is Jesus Christus, dood is Jesus Christus. Die een van die dinge wat vir my oë oopgemaak, as ons is besig met hierdie bedieningwerk wat ons doen, in hierdie nasie en daardie nasie en daardie nasie, ek baie keer staan stil en kyk rond. Yes. Ek sien hoe in sekere plekke, daai min Christene, is so sterk in hulle geloof. Maar dan in plekke soos Suid-Afrika, VSA of Westelike Europa, lewe is maklik. Ons kry alles maklik. Ons hoef nie struikel vir niks nie. En ek nodig nie Jesus nie. Ek kan sonder Jesus doen. Gaan doen sonder Jesus. Kom ons sien hoe ver gaan jy gaan met dit. In Hebreërs, hoofstuk 13, van vers 5, vers 5 en 6 sal ek lees, en na dit vers 8 sal ek lees. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Kan jy dit jouself sê vir jouself? Nee, jy kan nie. Want ons weet vandag, mense is so onbetrouwbaar. Mensdom is so, gewoonlik. Ek praat nie net van jou nie, ek praat van die mensdom. Humanity, humankind. Ons is onbetrouwbaar. Ons is een dag so en volgende dag so. Maar Jesus, hy is betrouwbaar. Hy is dieselfde gister, vandag en tot ewigheid. Dit vir my is die kosbaarste waarheid van die Bybel. Die Bybel is vol waarhede van Jesus, van God. Maar miskien die kosbaarste van alles is dat hy verander nie. Hy bly dieselfde betrouwbare God. Barmhartigheid en liefde van God is niet vir ons elke dag. Sy genade verdwyn nie. Ek is getroud met my vrou, ons was hier getrou, amper 18 jare terug. Volgende week is eintlik ons huweliksherdenking, net hier. Na die jare, ons verander. Daar was tye ons beklei. Daar was tye, ons is so lief mekaar. Want ons is mens. Ons bly nie stabiel nie. Ons is so onstabiel, soos elke ander mens in die wêreld. Miskien julle is meer stabiel as ek. Miskien, as jy bly in dieselfde huis al jou lewe, jy kan meer stabiel wees. Maar as jy is 'n sendeling en jy trek van plek to plek to plek, dis bietjie onstabiel. Maar God verander nie. Hy is altyd stabiel. Dit is vir my so kosbaar. En ek kan my hoop op hom plaas. Ek kan op die Here hoop vir 'n goeie toekoms. Vir my familie en vir my kinders. Nou kom ons praat van kinders. Kan ek hoop vir 'n toekoms vir my kinders op die basis van my kinders hulle selfs?
Kan ek plaas my hoop op hulle? Kan ek sê, yes man, kyk hierdie kinders van my, hulle is so fantastiese mense. Ek het groot hoop vir hulle, want hulle is so fantasties en so stabiel en hulle doen alles reg en hulle het geen twyfeling nie, hulle het geen tendencies om verkeerde pad te loop nie, glad nie, hulle is so fantasties. Kan ek dit sê? Ek kan nie. Kan jy dit sê vir jou eie kinders? Ek kan nie. Maar ek kan 'n groot hoop op die Here hê vir my kinders. My hoop vir my kinders is op die Here, nie op my kinders nie. My hoop vir myself is op die Here, nie op myself nie. En my hoop vir Suid-Afrika. Ek is baie lief vir hierdie nasie, alhoewel hierdie nasie het vir my baie gresare gegee. Ek is lief vir hierdie nasie. Maar waar plaas ek my hoop vir hierdie nasie? Op die regering? Op die politieke partye? Nee, op die Here homself. En vandag, my boodskap vir julle is, kom ons plaas ons hoop vir 'n goeie toekoms op die Here homself. Kom ons plaas ons hoop vir ons ewige lewe op die Here homself. En kom ons ook plaas ons hoop op die Here vir ons land, vir ons nasie. Want dit is die nasie waarin woon ons. Dit is die nasie waarin ons kinders groei en ons toekoms is. As ek bid vir die land, met die geloof dat die Here God is goed en sy goedertierenheid en barmhartighede is nuut elke oggend vir my en vir die nasie. Ek sal vir julle bid en saam met julle, ek sal vir die land, vir ons nasie bid. Want ons nasie, Suid-Afrika, is in die middel van 'n groot verandering alweer. Julle weet alles in terme van wat gaan aan. Ek sal nie in die details gaan nie, maar ek bid dat die Here God sal kom en raak betrokke met alles wat gaan aan in die regering, in die ekonomie, in die grense van die land, in die binnesake van die land, en sal alles so omdraai vir die goed van sy kinders in hierdie land. Kom ons maak ons oë toe en bid vir die land, en ek sal vir julle ook bid. Here Jesus, ons prys U naam, U is ons redder en ons koning, U is die bron van lewe. U is die bron van lewe, Here Jesus. U het gekom om vir ons lewe te gee. En U woord sê, U het gesê in U woord, Here Jesus, dat U het gekom om lewe te gee en gee daai lewe in volheid. Lewe op hierdie aarde en lewe ook in ewigheid. En ons neem dit, Here Jesus, ons neem daai lewe van U hande. En ons sal lewe, Here Jesus, as gevolg van U liefde, U genade en U goedertierenheid, U barmhartigheid teenoor ons. U verander nie, Here Jesus, U verander nie. U bly dieselfde. Selfde heilige God. Gister, vandag en tot in ewigheid. En Here, ek bid dat hierdie woorde wat ek spreek vandag, sal in die harte van die mense bly, en hulle sal hulle hoop op U plaas, Here Jesus. Ons hoop is op U, Here Jesus. Nie op enigiets anders nie. Nie op die geld nie, nie op die regering nie, nie op onsself nie. Want ons weet, alles verander in hierdie onstabiele wêreld waar ons woon. Maar U verander nie, Here Jesus. Ons plaas ons hoop op U. En Here, ek bid vir ons land Suid-Afrika. U sal die land seën. U sal hierdie nasie seën, Here Jesus.
Met al die volke wat bly in hierdie land, met al die volke, swarte en blankes, kleerlinge en al die anders intussen, Here. Seën hierdie nasie met die evangelie van Here Jesus Christus. Laat hierdie nasie draai Jesus toe. Kom Jesus toe. Laat hierdie nasie sê, as for me and my house, we shall serve the Lord. Laat hierdie nasie van ons 'n nasie van Christus sal raak, Here Jesus. Ons bid vir u seëninge oor hierdie land. Ons bid vir u beweging, die beweging van die Heilige Gees in hierdie land. Dat elke mens op hulle knie sal kom en sê, Jesus Christus is my koning, my redder, en hy is die bron van my lewe. Here Jesus, kom asseblief, kom in die harte van die mense in hierdie land. Verander ons nasie. Ons hoop is op u, Here Jesus. Vir ons kinders ook. Vir elke mens wat sit in hierdie saal vandag in hierdie kerk. Vir hulle lewens, vir hulle kinders, vir hulle kleinkinders. Here, ek bid, hulle sal op die paaie van Jesus sal loop. En hulle sal gelowiges en dienaars van Jesus sal word. En hulle lewens sal geseën word met die genade van Jesus Christus. Amen en amen.